gaan staan, as julle sal sing, julle sal groot wag want as die drome uitbeat is, klap uitbeat ook asseblief, maar dan doen. Dit is so lekker as ons almal kan saamgroei. En ons pastoor het al oulik gegroei in die drome, so dit is nie meer so baie uitbeat. Maar vandag wil ons hê die kindertjies moet groei. En ons gaan sê, my God is so groot, so sterk en so magtig, en ek wil hom sien. Dan sê julle, daar is niks wat my God nie kan doen. OK. Is al die kinders van 0 tot 80 gereed? Oh
speech to bring your presence. I seek Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Every congregation starts to pray. There is
Here, ons wil net die naam roep oor leiding bring. Vir elke baba, vir elke kleuter, vir elke tiener, vir elke jong mens, elke mama en papa, elke leier, elke ouer, elke ouma en elke oupa. Here, wees U die lighuis vir Leidenburg. Ons roep U vir Leidenburg. Ons roep U vir elke hart. Daar waar jy nou sit, roep Jesus vir jou familie, vir wie jy weet wat nodig het. In die naam van Jesus is daar soveel wonderlike dinge wat gebeur. Here, ons volgende die lied gesing. Wanneer ons die lied sing, spreek ons dit oor ons lewens, oor ons omstandighede. Here, wanneer ons kyk na die geestelike wêreld en besef ons dat wanneer ons die naam van Jesus noem, dan sidder die duiwels. Wanneer ons opstaan in die naam van Jesus Christus, dan hardloop hulle weg. Hulle vlug. Here, wanneer ons die naam van Jesus aanroep in ons omstandighede, dan kom jy in en jy maak mense se lewens aan. Here, dis wanneer ons daardie naam van Jesus oor ons lippe sit, dis die heilige God. Dis die seun van God wat ons beklemtoon vandag, Here. Dis nie 'n vloekwoord nie, dis 'n woord van krag en mag. Here, die woord sê in die naam van Jesus sal elke tong bely. En Here, ons sal glo, ons vertrou en weet hy is God. En elke knie sal buig. Here, vanoggend staan die mense vandag wat U nodig het. Here, ons het nie week het ons gesien dat mense het U nodig, en vandag selfs hier wil ons so by mekaar kom. Weet ons mense wat U nodig het, Here. En ons wil vandag die naam van Jesus oor jou uitspreek. Ons wil vandag die krag van Jesus oor jou uitspreek. Ons wil die oorwinning van Jesus oor jou uitspreek. Ons wil die genesing van Jesus oor jou uitspreek. Ons wil die vreugde van die Here oor jou uitspreek. Ons wil sy vrymaking oor jou uitspreek. Ons wil vandag sê in die naam van Jesus, gaan en wees vry. Gaan en staan op. En wees die Christus sê jy moet wees. Here, ons dankie dat ons kan stil word nou. Na die woord toe gaan. Here, wanneer ons die woord neem, dan vra vandag dat ons vir 'n oomblik net stil word. En hoor wat
U wil sê, Here. Maar voor ons by die woord van die Here gestel word, ons het 'n lied wat ons volgende net besluit ons wil insit. En die lied se naam is Unbended Knees I Come. Voor ons by die woord van die Here toe gaan, wil ek vra, net waar jy is, as jy kan kniel, of gesit het op die bank en buig jou hoofde. Maar sing die lied saam, Unbended Knee I Come, with a humble heart I come, bowing before your holy throne, lifting holy hands unto you. Dat wanneer ons vanoggend na die woord toe gaan, en ons werklik nederig voor God sal staan, en hom werklik innooi, en dit ons doen vandag, amen. So ons lied sing, kniel, gaan sit by bank, buig jou hoofde, sing dit saam met ons volgende, Unbended Knees I Come. Unbended knees I come, with a humble heart I come, bowing down before your holy throne, lifting lowly hands to you, as I pledge my love anew. I worship you in spirit, I worship you in truth. Make my life holy praise unto you. Unbended knees we come, Lord Jesus. On bended knees I come, with a humble heart I come, bowing down before your holy throne, Please we will lift holy hands. lifting holy hands to you, As I pledge my love as I pledge my love anew. I worship you in spirit, and I worship you in truth. Make my life a holy praise unto you. Lord, as a church today, we pledge our love in you. Here ons sê opnuut ons lewens oor aan U as God. Ons erken opnuut weer dat U is ons koning. We bow down before you, before your holy throne, because you're worthy. En Here, waar ons sê ons lig heilig hande op, hierdie hande is alleenig heilig, omdat U dit heilig maak. Hande wat eenkant gesit is, om al die eer en lof aan U te bring, Here. Hande wat eenkant geplaas word om te doen wat U wil hê ons moet doen, Here. En wanneer ons daai woord sê, I pledge my love anew, I just want to say again to you, Lord, I love you with everything inside of me. En daarvoor eer ons vandag, Here, om te sê, U is ons eerste, U is ons alles, U is ons laaste. En Here, wanneer ons na U woord toe gaan, wanneer ons die uitbeweeg, waar ons ook al sal beweeg, our love is pledged anew today, in Jesus' name. Ons sê opnuut vandag, die Here, ons is lief vir U, en ons dank U daarvoor, in Jesus' naam. Amen. En nou, baie dankie. Dankie voor sangers, musikante.
Wie van julle het julle vrouens en girlfriends uitgevat vir ete gister, kan ons sien? Kijk, het jy girlfriend? Het jy, dis goed so, dis baie mooi. Nou, Valentynsdag is altyd maar een ding wat mense oor wonder, ons ken die God van liefde, ken ons hom nie. En jy kan nie liefde ken sonder die God ken. Die wêreldse liefde is 'n selfsugtige liefde. Jy weet, die wêreldse liefde, wat beteken dit vir my? Wat kan ek daai kry? Die goddelike liefde is wat kan ek gee? Wat kan ek deel met ander? Dis wat so wonderlik is. Want Jesus het sy grootste liefde vir ons gewys toe hy sy lewe vir ons neergelê het. En volgende kort gedag sê, deel met julle kan maar met 'n blaai na Lukas hoofstuk 10 toe, Lukas hoofstuk 10, ek gaan net een versie vir julle lees, Lukas 10, en ek lees vers 2 vir ons vanoggend. Na aanleiding van hierdie week, ek op Facebook hierdie woorde sê, wat 'n week. 'n Week wat soveel dinge gebeur het. En raai wat meeste van hierdie goed gebeur buite die kerk. Dis hoe ek die versie vanoggend deel wil deur Lukas hoofstuk 10 vers 2. Hy sê, en hy, dis Jesus sê vir hulle sy disippels, die oes is wel groot, maar die arbeiders is min. Bid by die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes sal uitstuur. So baie keer gebruik mense hierdie Bybelversie om evangelisasie te bemagtig en sendingwerk te bespreek rondom. Die Here sê uitgaan as 'n oes daar buite wat ryp is, as 'n oes wat reg staan, en hy's groot die oes. En hoe langer ons nader die eindtyd leef, hoe meer ons besef hierdie oes word al hoe ryper, al hoe groter. En interessant, hierdie oes word nie beskryf as 'n oes wat binne die kerk sit nie, dis 'n oes wat buite die kerk se mede staan. Want hy sê, stuur dan arbeiders uit. En hoekom ons daardie vraag vandag moet vra is, ek is pastoor word baie keer blootgestel, en ek gaan twee dinge verdeel met julle hierdie week met my gebeur het, van julle het al gehoor op my Facebookblad wat ek gedeel het rondom dit, en by die begrafnis opgedaag. Die vrou wat oorlede is, ken ek nog geen kant af nie. Martin's funerals doen dit gereeld met my. Hoor jy, daar's iemand wat begrawe word, en ek gaan toe na hierdie begrafnis toe. En terwyl ek daar staan, kom 'n jong man na my toe. Ek sê van, wat soek jy hier? Hy sê, my pastoor is in my ma. Hy sê ons hier, ek ken hom. Ek besef toe hoor hy is besig om buite die kerk deur dinge te gaan wat ons nie eens weet nie. Dan wil ander mense aanstap en ek ken omtrent almal in die gehoor daarso, behalwe die tannie wat begrawe word. En dan vra ons self die vraag, in daardie oomblik is daardie oes ryp. Dis groot daar buite. Ek dink toe ons in die COVID gedeelte ingegaan het, mense so baie dood gegaan het, weet jy hoe ryp was die oes? Mense het honger en dors gehad na God. Die kerk se deur was toe, maar weet jy wat daai tyd dink ek het God die grootste roeping op ons geplaas om kerk buite die kerk te wees. Toe ons kerk deur toegemaak was die roeping gewees, kom, daar's 'n oes daar buite. Gaan uit. Doen 'n verskil daar so jy hoef nie in die kerk te kom te ontvang nie, maar kom ons deel 'n bietjie hoop. Kom ons gaan 'n bietjie uit daar buite en maak 'n verskil. En as ons vandag hierdie deure toemaak, dan wil ek jou vra, gaan ons uitgaan na die oes toe? Of gaan wag op die oesies vir die kerk te kry? Jy sien die woord van die Here leef vir ons in die laaste dae. In die laaste dae sal mense honger en dors na God. Maar daar gaan vals profete kom. Daar gaan vals leringe kom. Daar gaan mense wat emosies opwek en hulle kom in hierdie gedeelte en eintlik bring hulle vals hoop na die wêreld. Ons het die regte hoop. Ons het Jesus Christus. Ons het God se woord wat deur al die jare en eeue heen vas bly staan. En wanneer ons hierdie vraag vra, want daar's 'n oes daar buite en dan vra jy vandag miskien vir my, pastoor, maar hoe? Ek het nog nooit 'n stem na die Here toe gebid. Pastoor, ek het nog nooit geleer hoe om vir mense te bid nie. Pastoor, ek het nog nooit geleer, ek ken nie eens die Bybel so goed dat ek verse so kan aanhaal nie. En ons gaan hier al die dinge en onthou jy Moses by die doringbosse staan, in daai bosse staan. Sê, ek kan nie praat nie, Here. Het gehakkel. En ons, vanoggend sit ek in hierdie woorde kom en ek wil dit voor kerk verlaai, want net toe ding die mense, ek wil dit kerk doen. As God die verskonings moet gebruik wat ons gebruik, imagine wat sal gebeur het. As God die verskonings in my lewe moet gebruik, om nie vir my iets te doen.
dan sou hy niks kon doen nie. Dan sou hy sy hande afgesny wees. Want miskien staan ek volgende op en ek sê, Here, ek is vandag moeg. En dan bid ek en Here, help my asseblief hiermee, en hy sê vir my, sorry my, ek is vandag moeg. Of miskien sê ek vandag, Here, maar ek kan nie voor mense praat nie. En dan vra sy, Here, deel is die praat met die mense, sê, maar ek kan nie voor mense praat. As ons die verskoning sê, en God gebruik ons verskonings. Imagine, magteloos ons gewees. Magteloos ons gewees. Maar God het nie verskonings, en die weermacht is hierdie woorde geweet, daar is 'n verskil tussen 'n verskoning en 'n rede. Julle geweet? Daar is 'n verskil tussen 'n verskoning en 'n rede. 'n Verskoning is, ek is moeg, ek is nie lus nie. Ek voel nie te lekker nie. 'n Rede is, ek is amper by die dood. Ek kan nie anders gaan nie. Dink jy naaste? As dit nie weer mag geleer, hoekom hulle het ons geleer en sê, jy kan 'n verskoning hê omdat jy nie by die werk wil uitkom nie, maar jy kom nog steeds. As jy wou. As jy wou. Maar as jy 'n rede gehad het, hier ry jy, en jy is in 'n kar-ongeluk, en die hele pad is toe, jou been is op 3 plekke gebreek, en jy bel jou bevelvoerder en sê, hoorie, ek is jammer, maar ek kan nie kom, ek is in 'n ongeluk, my been is 3 plekke gebreek. Is dit 'n verskoning of 'n rede? Is dit 'n rede? Hy wil graag, maar hy kan nie altyd nie. Maar sê, daar is die ding van, ons kon regtig as ons wou. God wil in jou lewe werk. Hy het 'n begeerte, maar hy wil hy eie wil wat in jou hart plaas. En dan ons sê, as die Here vir ons iets vra, kan ons as ons wou. En dan wil die Here hê ons wil, moet ons onder sy woord inskryf. En sê, as die Here wil, sal ek ook wil. As dit God se wil is, wil ek dit saam met hom doen. As hy vandag van jou iets vra, en jy voel onbekwaam om dit te doen, jy voel, maar Here, ek kan nie voor mense praat, Lurie het my voorgepraat, en sy sê, maar dis nie 'n plek nie, maar weet jy wat sy doen in die beste van hulle almal so ver. Hoekom, want sy wil. Waar daar 'n wil is daar 'n weg. Waar daar meer wil is daar 'n verskoning. Ons baie keer verskonings. Ons het soveel verskonings uitdink, hoekom God my nie kan gebruik nie. En weet jy wat, God soek arbeiders, en arbeiders is mense wat gewillig is om iets te doen. Ons het gesê, wat jy anders goed om te doen dit. Dis nie so nie. En baie keer dink ons is onbekwaam. Baie keer dink ons uit die regte persoonlikheid. Vir die van julle wie nie weet, ek al baie dit gedeel, ek is 'n introvert. Toe ek die roeping gekry het in my lewe, was ek staan 8, 9 gewees, kon ek mense nie so in die oog kyk nie. As ek mense so in die oog kyk, die bloedrooi gebloos om afgekyk. En ek besef toe maar, God moet iets aan my doen. Want ek kan nie vir mense praat. En ons in Ermelo gebly, ek onthou ek Ermelo se strate gaan stap as 'n 9 seentjie. In die strate stap en mense so in die oë gekyk en bloedrooi gebloos, hulle ken hulle my nie. En bloedrooi gebloos, ek moes myself leer om mense in die oë te kyk. Sonder te bloos, nie dat bloos nie. Ek kan nie hoor. Ek moet myself leer, want ek besef dat God het 'n roeping op my en ek voel dat ek kan dit nie doen nie. En hy roep my. Hy sê, gaan uit. En die Here het nog ander grap wat hy met my maak. Hy sê met my weermag toe. Hy leer my om onderdanig te wees. Hy leer my om as 'n span saam te werk, saam met 'n groep troepe. As een swaar kry, so ek kan nie daar sê, sorry, ek kan dit nie doen nie. As ek dit vir hulle sê, wie dit gebeur? Daar hardloop my hele peloton op en af, en ek staan en na die tyd het ons staan hulle my. Dis hoe die weermag werk. Die swakkeling word uitgesorteer op sy ding. As ou nie wil bad nie, dan word ek ook 'n seep in 'n handdoek gegooi en dan word die stort geskooi en hy word geskrop daarso. So dan leer jy baie keer om jou eie wil neer te lê en aan die groter prentjie te dink. En wanneer God vandag met jou praat en sê vir jou, moet ek wil jou uitstuur, dan wil ek hê dat elke verskoning wat jy vandag aan kan dink, gaan neerskryf hoekom jy dan God jou nie kan stuur. Sal jy dit doen? Elke verskoning, gaan dink 'n bietjie uit. Hoekom God jou nie kan gebruik? Hoekom hy jou nie in daai landerye kan instuur om die oes in te bring nie? Hoekom hy jou nie uit die kerk se hierde uit kan vat?
om te sê, jy kan by die til, jy kan by die petroljoggie, jy kan by jou se huis, jy kan wanneer ons by begrafnis staan, as God jou daar kan gebruik. Sy wil hê, al die verskonings gaan neerskis, hulle dit doen vandag. En dan moet jy gaan kyk, of dit regtig 'n verskoning is. Want ek wil hê dat ons vandag 'n besluit moet neem om nie meer verskonings te hê. Hoekom ons God nie kan dien nie. Hoekom ons nie gehoorsaam kan doen. Ek gaan gou vir julle getuienis gee. Vrydag toe daai seun weggaan. Dit bekas die petrol laai maak die heel ondergelê. Ek wou 'n verskoning en miskien 'n rede gehad om nie te gaan nie. Ons die hele aand deurgery, daar het my kar nie gestaan. Want wanneer jy keuse maak vir God, sal hy sy deel ook doen. En ons dink baie keer, ons kan dit nie doen nie, ons het nie die mag nie. Maar God wil jou gehoorsaamheid eers sien. Die Bybel praat die Ou Testament, ek hou die Ou Testament, heel groot die Ou Testament, ons graag. Die Bybel sê die Ou Testament, dat hy eer gehoorsaamheid meer as offerande. Gehoorsaamheid meer as offerande. So ons kan hoeveel offerandes bring, offergawes doen, opofferings doen, maar as ons nie gehoorsaam is aan die Here nie, dan eer ons hom nie, en hy sien dit raak. Wanneer hy eendag as ons in die hemel kom sê nie, man baie dankie vir al die offergawes en die tiendes en al die dinge wat jy gee nie. Hy sê, mooi so, goeie getroue diensknegt. Want die diensknegt doen wat die meester van hom vra. En al wat God van jou vra is, Here, hier is ek. Met al my verskonings, al my gebrokenheid. En ja, daar's baie dinge wat ons kan sê, ons kan nie ons volheid vir die Here gee nie. Maar jy weet, selfs 'n kar wat breek, het 'n doel. En dan, ons was so kwaad. Ek sien hierdie ek dink dit moet uit 'n fliek wees van hierdie ou stop daar so, en sy kar se tyre is op en hy staan daar en sê, God, hoekom? En hy maak die fout en sê, wat nog? En die volgende oomblik, kom sy kinders uit, en hy sê, maar hoorie, wat gaan aan? Kan jy nie die spaarwiel omry? En hy sê, hy die spaarwiel verkoop vir petrolgeld. Maar hier staat ons, daar is die pad, daar is nie kamersig nie. En hy sê op die woorde, wat nog? En die volgende oomblik reën die weer, en daar reën hulle paps op nat. En raai wat toe lag hulle. En staan die reën as gesin. En geniet die reën. Ons sien ons van baie dinge wat ons soms ons vreugde steel, ons eiers steel. Ek is so lank op die pad saam die Here. Maar die Here wil hê dat ons na ons omstandighede kyk en sê, miskien is daar 'n groter doel in al die dinge wat gebeur. Hy het gesien hierdie week. Maar jy sien dat mense deur die moeilikste tye in hulle lewe gaan, en ons sit by hulle, en asof dit net oop gaan. Wow, this is why. En dis ook, ons ken die storie van die 2 voetspore. Ons almal ken dit. Onthou jy dit? Want ons dink ons is alleen, ons suffer, die Here is weg vir ons. En kyk eens toe, as die Here met alles swaar gegaan, waar was my God? Te sê, dat is ook jou gedra het. Dis ook jou gedra het. So God sal altyd getrou bly, as jy sê, ja, hier is ek. Dis al, hy wil net jou gehoorsaamheid hê. En as jy jou gehoorsaamheid het, en jy sê, my Here, kom ons, wat, wie te PlayStation, wie over PlayStation games? Waar is die kinders? Ek sê daar so, jy, imagine die Here sê vir jou, jy moet 'n PlayStation game weggee. Wie gaan dit doen? Hy gaan jou PlayStation game weggee, sê maar net vir jou, hoor. Dis baie keer moeilik om iets op te offer waarvoor jy lief is, wat jy geniet. Maar wie is soms wanneer jy dit doen, en jy sien die invloed wat dit op ander mense het. There's just something about that joy. Om vir iemand iets te gee, wat die Here vir jou op die hart van sê, doen dit, en sê, wow, awesome. Ek beloof julle, as jy daar wegstap, is jy beter mens. Jy voel beter. En die Here wil hê ons gehoorsaam is. Daar's 'n veld daar buite wat groot is.
En daar's daar duisende mense daar buite wat bid vir iets van God af. En aan hierdie kant sê God, hy soek gehoorsame mense om uit te gaan. In hierdie veld om die gebede te gaan beantwoord. Hy wil jou gebruik om iemand anders se gebed beantwoord. Dis nie awesome nie. En as jy nie gehoorsaam daaraan is nie, raai wat, dan die Here wil iemand anders stuur, en so sukkel hy, maar jou gehoorsaamheid kom die eerste dag al iets besonders gedoen het. So nee, ons gaan nie net siele wen daar buite nie. Die bloedbank het hierdie sê ding, ek kan in die laatvrede stuk tot donderdag se bereik gelees. Your donation saves lives. It's awesome, man. Your donation saves lives. Jou gee, jou gehoorsaamheid saves lives. En dis wat God met jou lewe wil doen. Dat hy deur jou lewe iemand anders se lewe kan red. En dis wat ook gebeur met die seun, ek wil daarmee afsluit. Ons daai seun bid, jy weet nie hoe voel dit om te ry in die dorp, in die donker. Met 'n flits en jy is bang om die flits op die boom te sit. En jy is bang daar om iemand in die boom. Jy loop na die vrees, maar saam met die vrees, mense kan so nie kry nie. Dood of lewendig, ons kry net dat ons net weet wat aangaan. En ons saam gebid, ons gemeente het saam gebid, as mense saam gebid het, en baie mense verstaan nie omstandighede nie. Maar weet jy wat, dit moes gebeur het, sodat daar vir ons mense in die arbeidsveld ingegaan het, in die koringlande in. En toes daar is, besef ons, die prentjie is groter as ons. Die prentjie is groter as ons. En ek wil hê dat julle moet besef, dat God daai vers sê, gaan nie net oor siele wen nie. Ek het al so baie getuienis in my eie lewe wat gesien toe die Here, as ek jou iets sê om te doen, jy doen dit, sê ek het in vakansie. Ja, dat jy net as jy by vakansies, jy hoef so vinnig binne net, jy wil nie in die winkel sit nie. Behalwe as jy baie geld het, kan jy shopping doen, maar as jy net wil brood en melk koop, en jy vraag vir die vrou, hoor jy, hoe gaan dit? Nee, baie goed dankie. Die gewone antwoord, dit kan ons almal sê dit so. En almal is bang vir daai discussie, nee, gaan dit vrot, ons gaan kry jou lewe reg en al daai dinge. Ek vraag vir hoor jy, hoe gaan dit reg? Ek het dit dan weer gedeel. En in daai oomblik, toe sê sy my plaas dood. Ek moet werk. Na die werk ek huis toe gaan, al die dinge gaan wegkry vir sy begrafnis. Sy is in die oes. Sy is besig om swaar te kry. God wil jou en my gebruik om my te beweeg en verskil te maak daar buite. Gaan nie net oor siele wen, dit gaan om daar te wees vir mense. So ons het vanoggend gehoor, om Jasper, kan nog vir jou twee mense sê, dit is die ou wat die kerk gebou het. Hy is gister oorlede, hy is deel van die span wat die kerk gebou het. Whitcomb, Charles Whitcomb. En dan wie is die mense die gesit het wat siek is, operasie gehad het? Ivan en so. Mense ons kerk, as weet wat lekker is, as mense dit begin hoor, dit is waar ons die hande begin vat en sê, weet ons kyk na mekaar. Ons bid vir mekaar. Die heel eerste ding wat jy kan doen, is jy op mekaar bid. Dis heel eerste. Die tweede ding is, tel vir sy telefoon op. Ja, 'n bietjie. Hy kyk. Maar as jy op 'n plek kom, waar mense God nodig het, be present, be active, be the image of God to those people. Want daar's 'n oes wat daar buite is, wat ryk is. En jy weet wat gebeur as arbeiders nie ingaan nie. Dan word jy goed oorryk. En dit word vrot. En hoe kom wel nie afsluit is, die wêreld daar buite lyk soos dit lyk, om die kerk lyk soos dit lyk. Ons sit hier vasgevang. And the church needs to wake up, to go out and reap. As ons dit werk doen nie, dis wanneer die duiwel op sy gelukkigste is. Jy hoef nie eens die duiwel aan binne te wees om ongelukkig te maak. As jy niks doen nie, met al jou verskonings, dan sê die Here vandag, sê die duiwel vir ons, mooi so, hou so aan. Kom ons bid in die oggend, Here, wat wil U hê vandag? Moet ek doen? Stuur mense van die oes na my toe, sodat ek hulle kan bereik. Is julle gereed daarvoor? Is julle reg daarvoor? En al julle verskonings, vanmiddag skryf julle al julle verskonings neer. As julle 'n boek nodig het, is ons sponsor, sal by voor hoeveel jy gaan koop, okay.
As jy 'n boek nodig het, al jou verskonings, ek weet, ek is self skuldig al. Ek het nie petrol nie, ek het nie geld nie, ek het nie energie nie, ek het nie praat nie, ek het nie invloed nie. Kyk op sy. Gee dit vir die Here en sê, ek wil nie meer verskoning hê nie. Ek wil vir Here werk. Amen. Kom sluit die oor. Vader, baie dankie dat ons weer eens net kan stil word. Here, daar's 'n wêreld daar buite, al lyk dit vir ons sleg en swart en donker en afvallig en weg van U af. Is daar tog 'n wêreld wat honger en dors het? Here, wanneer hulle in stilligheid een kan staan, miskien is hulle volbaar waarde vir mense, maar wanneer hulle alleen is, dan praat hulle met U. En ek wil vandag vra, Here, dat ons as kerk, as liggaam van Christus, daardie taak sal opneem. En na die oes toe gaan as arbeiders. En sê, Here, hier is ek, gebruik my, waar U wil hê, ek gebruik moet word. Baie dankie, Here, dat ons vandag kan sê, dat die woord is lewend, die woord is waarheid. En waar ons ook al beweeg in die woord en die gees sal saam met ons. Die Here, volgende week bid ek dat ons 'n wolk van getuienisse in die gemeente sal hê. Van wat U gedoen het in en deur mense se lewens. En ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Is julle reg vir daai challenge?